19 minute voor 8, maak dit 18 minute voor 8 jy luister na Klankoerant. Nou Erns Roots het geen bekendstelling nodig nie. Hy het sy merk gemaak as 'n aktivis by AfriForum en later as die beleidshoof van die Solidariteitsbeweging. Gisteraand is sy nuwe organisasie Lex Libertas tydens 'n geleentheid in Pretoria bekendgestel. Lex Libertas beteken direk vertaal wet en vryheid. En Erns is vanoggend hier by ons in die ateljee. Goeiemôre Erns. Goeiemôre, dankie. Ek is baie bly om hier te wees. Die vorige keer toe jy was, het jy gesê kan nie te veel sê nie. Nou is ons hier en nou kan ons praat daaroor. Nou jy is die uitvoerende direkteur van Lex Libertas. Vertel ons meer van hierdie organisasie en wat julle ten doel het. Dankie. So miskien net eerstens om moontlike verwarring uit die weg te ruim. So ons het vroeër in Maart die Pionier Inisiatief bekendgestel. Ons het van die begin af gesê dit is 'n soort plekhouer voorlopige raamwerk wat ons dan gaan omskep in 'n meer volwaardige organisasie. En natuurlik bied ek die Pioneer podcast aan, soos die woord pionier aangehou gebruik. En ons het dan nou met die mense wat reeds van die begin af aangesluit het en betrokke geraak het, 'n proses gevolg om inhoud aan hierdie organisasie te gee, beleidsraamwerk, 'n naam ensovoorts. En ons het verskriklik baie voorstelle vir name gekry van die publiek af, soos in binne die eerste 24 uur meer as 50 en toe op 'n stadium het ons 'n kort lys van 200 name gehad waaruit ons moes kies. So ek is baie dankbaar aan ons bydraers wat so entoesiasties is en so aktief betrokke is. En so die Pionier Inisiatief is dan nou Lex Libertas, of Lex Libertas is dan nou die finale vorm van die Pionier Inisiatief. En die naam kan ek net vinnig sê, jy het nou gesê dit beteken direk vertaal wet en vryheid, maar ek wil dalk iets vir elkeen van daai woorde sê. So die woord lex in die of reg of wet in die tradisionele Romeinse konteks beteken nie bloot 'n wet soos in 'n dokument met teks op nie. Dit gaan meer oor 'n soort konstitusionele orde wat in die belang van die gemeenskap is. Dit het 'n baie meer van 'n gemeenskapsdinamika en iets wat half uit die gemeenskap uitspruit. 'n Volhoubare konstitusionele orde gebaseer op geregtigheid en harmonie ensovoorts. En dan die libertas natuurlik beteken vryheid, maar libertas ook weer eens in die klassieke sin van die woord, soos wat die ou Romeine en die Grieke ensovoorts en natuurlik die Bybel daaroor praat, is nie die moderne idee van vryheid van almal doen maar wat ook al jy wil nie. Dis die idee van vryheid wat iets is wat jy bevorder wanneer jy verantwoordelik optree. En vryheid in die konteks van die gemeenskap. En so ons het dit by ons bekendstelling ook gesê, 'n individu kan nie vry wees as sy gemeenskap nie vry is nie. En 'n gemeenskap kan nie vry wees as die individue wat lid van daardie gemeenskap is, nie vry is nie. En so ons is baie opgewonde, ons dink ons het 'n lekker sterk naam wat universeel is maklik vir ons vriende in die buiteland om dit te verstaan, dis maklik hier om te verstaan en ons is opgewonde. En ons gaan nou praat oor buiteland, maar wat is julle kritiek op die bestaande politieke orde? So die bestaande politieke orde werk nie. Dis die kort en die lank daarvan. Mense kan baie mooi goed sê oor die grondwet en ek het in my toe ek my meestersgraad by Prof Koos Malan gedoen het, ek 'n hoofstuk geskryf oor die geskiedenis van die skryf van die grondwet. En dis eintlik merkwaardig en bietjie kommerwekkend as 'n mens terugkyk en te sien hoeveel lof daar vir die politieke bedeling was in die 1990s en hoe verneig en aggressief daar gereageer is teenoor enigiemand wat kritiek uitgespreek het en gesê hoorie maar ons weet nie of hierdie gaan werk nie. En die woorde wat algemeen gebruik was goed soos dis 'n nuwe eksperiment en ons gaan nou 'n nuwe ding probeer. Die woord nuwe wêreldorde was so gebruik in die 1990s of die einde van die geskiedenis en ons het nou die finale oplossing en dit is eintlik hierdie soort globale benadering. Amper soos wat hulle probeer doen met die Europese Unie in Europa, waar dit eintlik nie meer vir verskeidenheid van state is nie, maar een groot sentrale regering. En dis wat ons het in Suid-Afrika. Dis 'n groot land, baie divers, dis diverser as Europa. Met 'n baie meer gesentraliseerde stelsel. En ek dink dis die kern daarvan. Jy kan mooi goed sê oor wat in die grondwet staan, maar die vraag is gebeur dit in die werklikheid en dit doen nie. So ons korte stelsel wat in die eerste plek gebaseer is op die beginsel dat daar 'n gemeenskapsregering of 'n gemeenskapselfregering moet wees en ons het dit glad nie in Suid-Afrika nie. Daar word baie keer woorde gebruik soos transformasie en so meer. Dink jy mense in Suid-Afrika is aanpasbaar genoeg om nie te dink oor hoe 'n politieke bedeling moet lyk? Dit is 'n goeie vraag. Ek wil graag sê ja, maar tot op hede lyk dit nie so nie, want dit is eintlik bitter vreemd, nee. Daar is honderde modelle daar buite van hoe 'n land regeer kan word en hoe 'n politieke stelsel ingerig kan word. Maar in die Suid-Afrikaanse konteks en ek
ek blameer ek blameer ons akademici daarvoor en party van hierdie hoofstroom ontleeders. Dit blyk asof daar in die Suid-Afrikaanse verwysingsraamwerk net 2 moontlike opsies is. Ons kan net kies tussen apartheid en ANC regering. En of soos wat regter Kriegler op 'n stadium gesê het, ons keuse is tussen 'n immorele stelsel wat funksioneel is, dis nou die apartheidsregering, of 'n morele stelsel wat disfunksioneel is, en dis nou die huidige regering. Maar dis soos hulle in Engels sê 'n false dichotomy, dis 'n valse tweeledigheid, want daar's baie opsies wat 'n mens kan kies. En ek dink dis een van die kerndoelwitte van Lex Libertas is om daai boodskap by mense in te burger dat jy kan krities wees oor die bestaande stelsel sonder om te sê ons moet terugkeer na die verlede. Ons kan sê ons soek 'n beter oplossing, ons soek 'n beter bedeling. Ons wil leer uit die verlede, maar ons kan met vrymoedigheid sê ons verwerp die situasie waarin ons tans is en ons wil werk na iets beter, want daar is 'n legio van opsies en voorbeelde waaruit 'n mens kan leer. Ek gesels met Erns Roots en Erns is dan nou ook die stigter en direkteur van Lex Libertas. Maar voorheen was hy ook aktivis by AfriForum en deel van daardie beweging. Skep jy nie nou kompetisie vir jou voormalige bondgenote by Solidariteit en AfriForum nie? Wel, as dit die geval is dit definitief nie die bedoeling nie. Hierdie organisasie, kom ek sê eerstens, ek was nog altyd 'n baie groot voorstander van veelheid, daarvan dat ons 'n verskeidenheid van organisasies moet hê. Ek dink altyd aan NP van Wyk Lou wat gesê het van die vloei van gedagtes wat vir 'n volk so belangrik is soos die bloedsomloop vir die liggaam. En vloei van gedagtes beteken juis nie almal moet oor alles saamstem nie. So ek weet daar's 'n groot ding onder Afrikaners is ons kan nie saam staan nie en dit is so, dis sleg en alles. Maar as saamstaan beteken almal stem saam oor alles, dan het ons 'n probleem, want dan dink ons nie meer krities nie. So ek dink verskeidenheid is goed. Dit gee vir instellings die geleentheid om te spesialiseer en dit gee vir mense geleentheid om in te skakel by 'n plek waar hulle tuis voel. Ek dink ook wat die fokus en die doel van Lex Libertas betref, is dit baie spesifiek gefokus op 'n makro-politieke oplossing. Nou weet ek die Solidariteit beweging en instellings en ander, nie net Solidariteit beweging nie, ander verskeie instellings het al daaroor gepraat. Maar sover ek weet, is Lex Libertas die enigste instelling wat dit sy kern fokus, of ek wil eintlik sover gaan as om te sê uitsluitlike fokus maak. En ons sal baie graag saamwerk. Hulle doen uitstekende werk. AfriForum, ek het net nou die dag weer gesê, mense moet asseblief AfriForum ondersteun, Solidariteit, al daai instellings in die Solidariteit beweging en buite die Solidariteit beweging, die Vrye Mark Stichting, Sakeliga, ons kan aanhou om name te noem. En ek dink mense moet aanhou om hulle te ondersteun. En ons is in 'n ekosisteem, 'n verskeidenheid van organisasies wat op een of ander manier vir dieselfde doel werk en daar waar daar nuansverskille is, kan ons daaroor gesels. Ek dink nie ons moet mekaar aanval of in die openbaar kritiseer of iets soos dit nie, maar ek dink ons kan met vrymoedigheid onder mekaar gesels en mekaar aanvul en versterk. Ja. Ons het die laaste keer wat jy ook was, het ons ook daaroor gesels en jy het dit ook nou genoem dat wanneer jy kritiek uitspreek teen 'n spesifieke politieke orde, dat jy dikwels gekritiseer word vir daardie kritiek wat jy uitspreek. Maar jy was ook veral in die laaste tyd in groot gesprekke gewees met mense soos gerekende mense soos Ben Shapiro, Jordan Peterson, Tucker Carlson en so meer en ander groot name. Hoe belangrik is internasionale skakeling in jou strategie? Nee, dit is kern. Dit is wat ons betref een van die belangrikste goed wat ons moet doen en dit is nog belangriker in die lig van wat tans in Amerika gebeur. Hierdie situasie met die vlugtelinge is 'n soort bittersoet situasie. Selfs net 'n paar maande gelede was Afrikaners grootliks vergete. Nou praat die president van die Verenigde State van Amerika met groot lof oor hoe goed die Afrikaners is ensovoorts en hulle wil hulle verwelkom as vlugtelinge. En die punt wat ons by die bekendstelling ook gemaak het, is mense kan baie redes hê waarom hulle die land verlaat. En daar's goeie redes waarom 'n persoon die land kan verlaat. Party mense het trauma beleef, party mense was eenvoudig uitgestoot oor hulle ras, hulle het nie werksgeleenthede nie, maar hulle is gekwalifiseerd. En daarvoor moet 'n mens begrip hê. Maar as 'n gemeenskap of 'n volk sê ons gee op, ons gaan nou ophou met hierdie loopgraaf want ons gaan nou 'n wit vlag hys, dan is dit 'n baie ernstige probleem. En as mense enige persoon wat daai vaandel dra en sê ek gaan standpunt inneem vir 'n beter bedeling in Suid-Afrika help, of daai persoon binne in Suid-Afrika of buite Suid-Afrika is. En enige persoon wat opgee, maak ons swakker, of daai persoon binne in Suid-Afrika of buite Suid-Afrika is. So ons wil ons mense wat in die buiteland bly wat ons ondersteun bemagtig, maar ons wil ook
mense in die buiteland wat oop is vir ons boodskap bemagtig. En ek dink die belangrikste boodskap wat ons na buite moet oordra op hierdie stadium is dat die vlugteling kwessie, dit is goed as hulle dit makliker maak vir mense wat die land wil verlaat om dit inderdaad te doen, maar as dit die enigste ding is wat die FSA doen, dan is dit sleg vir ons. Wat ons nodig het is diplomatieke druk op die Suid-Afrikaanse regering, maar meer as dit, nie bloot net oor plaasmoorde en onteiening sonder vergoeding ensovoorts nie. Ons het internasionale steun nodig vir die idee dat Suid-Afrika 'n beter alternatiewe politieke bedeling nodig het. En as ons meer druk in daardie verband kan kry en meer uitsprake vanuit Amerika soos dat Suid-Afrika is die Afrikaner se plek en die Afrikaners het 'n reg om in Suid-Afrika voor te bly, dan gaan dit ons aansienlik versterk. Erns het so 'n laaste vraag gestel, het ons ongelukkig ingehaal, maar ek wil tog vir jou vra, wat sal jy as jy volgende groot projek beskryf en hoe kom ons in aanraking met Lex Libertas? So, eerstens om in aanraking te kom, die webblad is lexlibertas.org.za. As mense vergeet, kan hulle op sosiale media kyk. Ons is nou besig om die Pionier Inisiatief se platforms, die name te verander. Ons het gister 'n video gepubliseer, so ons is nou met daai proses en die bewusmaking oor die naamsverandering besig. Mense kan deur die webblad 'n boodskap stuur. Ek kan met vrymoedigheid sê ek lees alles en ek antwoord almal. So stuur vir ons gerus 'n boodskap en mense kan deur die webblad aanteken as 'n bydraer. Dit is met ander woorde, jy kan vir die nuusbrief inteken. Bydraers betrek ons meer by funksies en aksies en die soort goed. En wat toekomstige goed betref, ek vlieg vanaand. Vanaand vlieg ek na Hongarye. Ek is baie bly dat ek genooi is deur die Center for Fundamental Rights om 'n toespraak te gee by CPAC Hungary, dis 'n internasionale konservatiewe konferensie oor Suid-Afrika. So dit gaan nou, dis die onmiddellike volgende ding wat gebeur. En buiten dit gaan ons weer, ons werk aan 'n dokument. Ons het al redelik gevorder oor praktiese goed wat gedoen kan word op die pad na 'n beter bedeling vir Suid-Afrika. Dit gaan ons waarskynlik in Julie publiseer. En ek is ook reeds besig om weer te werk aan 'n opvolgbesoek aan die FSA. Ek kan wel sê, jy het nou 'n paar name genoem. Daai 3 name onder andere is regtig goeie bates vir ons, of baie waardevol vir ons, in die sin dat hulle help om deure oop te maak. En ek kan regtig sê, daar het intussen weer 'n klomp deure oopgegaan vir ons, met mense wat sê, hoorie asseblief, wanneer kom julle weer, ons wil met jou in ons ateljee onderhoud voer, en groot name, ek wil nie name te vinnig voor die tyd bekendstel nie, want partykeer werk iets nie uit nie, maar name wat die luisteraar sal ken, wat al klaar gesê het, hoorie asseblief kom in, ons wil met jou in die ateljee sit en praat. So, maar nie net onderhoude nie, ook organisasies wat wil help en betrokke raak en so voort. So dit is definitief 'n groot volgende projek. En dan verder is daar verskriklik baie navraag van mense wat byeenkomste in hulle dorpe en so voorts wil reël. Ons sal daaraan werk, maar ons dink die instelling moet net op so 'n bietjie groei voor ons, soos hulle in Engels sê, 'n roadshow begin. Ons wil definitief 'n funksie in die Kaap reël. En dan sal ons waarskynlik dit uitbrei na ander dele van die land, om oor hierdie idees te praat en met mense te praat oor hoe hulle meer betrokke kan raak. Erns, baie dankie vir jou tyd vandag, voorspoed vir die werk wat jy doen, maar ek waardeer dat jy gou gestop het hier in jou besige skedule. Maar ons kyk uit na sosiale media vir meer inligting en plasings oor julle projekte en dit wat julle mee besig is. Baie dankie, dis altyd lekker om met julle te gesels. Dis Erns Roots, hy is die uitvoerende direkteur van Lex Libertas.